Goeiemôre. So lekker om saam te kan kuier vanoggend en ek dink net aan die 3 F's wat Etienne met ons gedeel het van die dankfees. Die laaste een van thankfulness. Ons is in week 4 van Impacting My World en ek vertrou dit het al jou lewe geïmpakteer, hierdie hele reeks om saam te kuier daaroor en oor die laaste paar weke het ons 'n paar goed oopgebreek en ek hoop dit stir in jou hart soos wat dit in myne doen. Kan ek net sien, wie van julle lees die boek Impacting My World of is in 'n groep betrokke? Wil jy net vinnig jou hand opsteek nie? Nou ek vertrou julle lewens het al verander soos myne. Die res van julle kan gerus 'n boek kry daar agter of selfs by ons kom aansluit by die groep. Ons kom Woensdae hier by mekaar. So as jy nog hier in is, jy is welkom om in te skakel. Maar ek wil net sê, Impacting My World is iets wat elkeen van ons kan doen. Ons het in die laaste paar weke gekyk en Etienne het begin met Fix Your Focus. Hoe kyk ons na die wêreld? Wat is ons wêreldbeskouing? Ek het die week daarna met ons gepraat oor die verlorenheid van ons stad en met ons gekyk dat we need to find our faith in Christ, but people also need to find us in faith. En dan laas week het Boshoff met ons gepraat oor free people. Maar ek wil vanoggend met ons verder kuier en ek wil praat oor pyn. Die pyn van ons stad. Ek wonder of ons altyd bewus van die pyn van ons samelewing. Ek praat van die fisiese en die emosionele pyn wat mense in ons stad het. Ek praat van siekte, dood, egskeiding, enkelouers wat sukkel, weeskinders, mense wat hulle werke verloor het, armoede, dwelmmisbruik, drankmisbruik wat uitloop op geweld, verkrachting. Dis die realiteit van ons wêreld. Dis die pyn wat in ons wêreld is. Is ons regtig bewus van daai pyn? Is elkeen van ons bewus van daai pyn? En ek weet vanoggend sit die mense, kyk dalk aanlyn, wat sê, maar ek het daai pyn. Ek sit met pyn hierso. En ek vertrou soos ons saam kuier vanoggend, gaan jy ontdek en beleef hoe die liefde van die Here daar is vir jou pyn. Want die Here kan jou pyn wegvat en hy wil. En ek vertrou dat dit vanoggend sal gebeur. Soos ons kuier, soos die woord oopgebreek word, dat die Here jou pyn sal aanspreek. Die ding is, ons kan bewus wees van die pyn, maar neem ons verantwoordelikheid vir die pyn. Doen ons iets omtrent die pyn in ons samelewing. Nou Jesus se disippels was ook bewus van die pyn gewees. Jesus was ook bewus van die pyn toe hy op aarde was. Maar wat was anders aan Jesus? Lees saam met my in Matteus 9 vers 35 tot 36. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Jesus was meer as net bewus van die pyn. He had compassion. Sometimes we have concern, but do we have compassion? We need to move from concern to compassion. Ons het nodig om te beweeg van net 'n bewustheid dat daar wel pyn is, maar dat daar innige medelee in ons sal opstaan, dat ons iets omtrent die pyn sal doen. Dat ons sal beweeg in liefde, net soos wat Jesus beweeg was in liefde. Ons baie bedieninge in Doxodeo of Ferry Glen wat reeds die pyn aanspreek en van julle is al reeds betrokke daarin. Ek dink aan die A21 wat die anti-human trafficking beweging is, Trafficwise wat ook betrokke is daarmee. Ek dink aan Jeneke Haven, ons kinderhuis en die 7 ander kinderhuise wat ons ook in Doxodeo het. Dis vennote in ons kampus wat pleegsorgkinders inneem, want hulle besef hulle kan iets doen omtrent die pyn. En ons het 'n bediening laas jaar begin wat ons noem Treehouse, wat langs hierdie ouers inkom om hulle ook te kan versterk, om 'n verskil te kan maak in daai kinders se lewens. Ons het pop-up
Julle het laasweek gehoor van Papa wat mense wat geen hoop het nie kom hoop gee, wat hulle kom voorstel aan wie Jesus is. Ons het hoop, ons bediening hier in die kampus vir mense wat nie kos het nie en dalk in 'n moeilike tyd is. En ons kan hulle help om kos te hê. Ons het in April maand begin met 'n bediening wat ons noem Key Connections. Dis vir mense wat tussen werke is. Ek weet nie van jou nie, maar daar's seker nie veel groter pyn wat jy kan hê as jy jou werk verloor het nie. Veral as jy die broodwinner is. As iets wat met 'n man se ego ook gebeur as jy jou werk verloor. Daai pyn kan mens nie verduidelik nie. En ons het 'n bediening begin wat vir mense kom omgee, wat vir hulle kom hoop gee en ons het April maand begin en sedert April tot nou toe is daar ietsie so 36 mense in werk geplaas in hierdie gemeente wat nie werk gehad het nie. Now isn't that something to celebrate? Dit het begin omdat iemand compassion gehad het vir hulle. Ons het ook Biblical Portrait of Marriage, 'n belegging in ons huwelike. Ons het Life Center wat mense kan help wat deur moeilike tye gaan en klomp bedieninge wat 'n verskil kan maak. Die vraag is net, hoekom en hoe doen ons dit? Ek dink elkeen van ons kan jouself die vraag vra, wat kan ek doen? Ek dink 'n groter vraag is dalk, wat wil ek doen? Want as ons kyk, hoekom het God ons so lief? Hoekom het Jesus 'n verskil kom maak op die aarde? Wat was God se motivering gewees? Ons lees dit in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dit is die liefde in God wat hom beweeg het om 'n verskil te maak. Dit is die liefde van wie hy is wat hom beweeg het om 'n verskil te maak. Die pyn in ons stad is die gevolg van 'n liefdestekort. It's a love deficiency that causes so much pain. If there was more pain, more love, there would have been less pain in our community. Jesus het hierdie volgende profesie wat oor hom uitgespreek is gelees toe hy in die tempel was. En dis die mandaat waarmee hy gekom het. Lees saam met my. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie, die goeie nuus aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld is van harte genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, om blindes te laat sien, om die wat gebroken in pyn is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus het in die wêreld ingekom om die pyn te kom verlig. Hy het nie kom wegvat uit hierdie wêreld uit nie. Maar hy is saam met ons in elke oomblik, elke dag, dat ons die pyn kan aanspreek in ons wêreld. Ek lees in hierdie boek in week 4, die inleiding vir week 4, lees ek hierdie volgende gedeelte. Die opskrif sê, so what does his dream look like? Jesus helps us to see both our Father's desire as well as our own design in who He is and what He came to do on earth. The Father's desire and our design to do on earth. His passion for the Father's vision was clear. Jesus prayed for change in this world. Your kingdom come, your will be done. Jesus loved the people of this world. I will not condemn you. Father, forgive them. Jesus lived to serve His Father's dreams for this world. And better on earth as it is in heaven. He did not come to save us from life in this world and take us to heaven only. He gave His all to change the nature of life in this world. He came to reconcile the lost, hurting and broken people of this world to the Father they desperately need. Dis powerful woorde daai. Dis wat Jesus kom doen het vir ons. Ons lees sy hart raak daarin. The impact of Christ in this world. But how does our impact in this world look? Want God is liefde. Maar so ook ek en jy.
Want as ons gemaak is na sy beeld en gelykenis, dan moet ons ook mos liefde wees. En ons lees dit in 1 Johannes 4, en ek wil jou regtig aanmoedig, gaan lees die hele hoofstuk 1 Johannes 4. Maar ek het net so 'n paar verse wat ek vir ons wil uitlig vanoggend. En julle kan saam met my lees. Geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. Absoluut oortuig daarvan. Is jy absoluut oortuig daarvan dat die Here jou liefhet? God is die liefde self. En almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit. Omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Laat ons mekaar lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy is gemaak om lief te hê. Jy is geroep om lief te hê. Ons kan lief hê omdat ons geliefd is. Omdat die Here ons lief het. Dit is die liefde wat Jesus gedryf het om in hierdie wêreld in te kom. Is dit die liefde wat ons dryf om in hierdie wêreld 'n impak te gaan maak? As ons daai liefde kan toelaat in ons lewens laat opstaan, dan kan ons wêreld impakteer. Nou julle weet nou al, ek huil redelik maklik. Maar ek wil vir julle sê, dit was nie altyd so nie. Ek kan onthou, op 'n stadium het ek na mense gekyk en ek kan sien, hulle het regtig compassion vir ander mense. Hulle het hierdie innerlike medelee vir ander mense en ek kon dit nie beleef nie. Ek kan onthou, ek was op my ouma se begrafnis gewees en ek was baie lief vir haar gewees. Sy het 'n massiewe impak in my lewe gehad. Ek het saam met my ouma en oupa op vakansie gegaan toe ek klein was, elke vakansie omtrent. Ek was die jongste van 5, so ek het daai voorreg gehad. Maar ek het ook elke dag na skool, na hulle huis toe gegaan. En ek kan onthou, my ouma is oorlede en ek het by die begrafnis gestaan en ek kon nie huil nie. Paar jaar later het ons in Witrifuur gebly en ons was daar deel van 'n gemeente. En ek het gebid en ek sê, Here, ek wil ook kan beleef wat ander mense kan beleef. Here, ek wil dit ook kan voel. Ek wil ook daai emosie kan ervaar van daai real compassion, daai innige medelee. En ek kan onthou, een Sondag was al geleentheid vir bediening en mense het uitgekom om bedien te word en ek het gegaan om hulle te bedien. En dit was 'n vrou en haar 3 volwasse kinders wat daai week gehoor het, haar man gaan hulle los vir 'n ander vrou. En ek het gegaan en hulle het op hulle knieë gestaan en ek het hulle gaan bedien. En soos wat ek vir hulle bid, begin ek ewe skielik huil. En die trane, ag, hier gaan hulle, begin drup op die mense wat daar sit. En vir die eerste keer kon ek beleef daai compassion wat ander mense het. Ek kon dit altyd logies verstaan en ek het mense lief gehad, maar ek kon dit voel. Ek wil net sê die Here doen 'n goeie job as hy iets doen. Want van toe af kon ek nie ophou huil nie. Want nou huil ek vir alles. Ek huil as die mense hier voor dans, ek huil as ek in Emotions kyk, ek huil vir alles. Ek sit saam met my familie en dan kyk ons 'n storie en dan dink hulle as iets fout met my want hulle huil glad en dan huil ek, hoekom huil jy? Ek sê want is sad. Kan nie help nie. Dit gebeur net. Mag die Here elkeen van ons help om regtig in 'n medelee te hê. Ek wil net sê ek sit nou nie pressure op julle manne. Julle hoef nie te huil soos 'n sussie soos ek nie. Maar mag julle die gevoel hê van real compassion. Mag elkeen van ons dit beleef. Ons is besig met die reeks Impacting My World en ons het hierdie hashtag Impacting My World campaign. Ons het genooi om stories te deel en hierdie week lees ek op Facebook so 'n storie van Rolandi. Sy skryf hierdie storie dat sy by die moms, die ma en kleutersbediening moes 'n woord kom deel en in die oggend toe sy daar opdaag,
toe het Orbit, een van die werkerspanlede hier, vir haar besige klein seentjie, Lukas, ballonne gehou. Die vorige aand was die vroue aand, en die was baie ballonne. Toe vat hy van die ballonne een kant, en hy teken prentjies daarop, en hy skryf woorde in Afrikaans daarop, en hy vra die res van die werkerspan om dit weg te steek. En toe Rolandi hulle inkom, die oggend toe, gee hy vir Lukas hierdie ballonne, sodat Lukas kan besig wees terwyl sy kan bedien. That is loving other people. That is compassion. Mag meer van ons soos Orbit wees. Mag daar meer Orbits opstaan om 'n verskil te gaan maak in jou wêreld. Nou ek besef hier's baie mense wat soveel dinge doen in hierdie kampus en ek wil net sê dis vir my 'n voorreg om deel te wees van Dr. Fairy Glen. Want hoe langer ek is, hoe meer mense ontmoet ek wat 'n impak in hulle wêreld het. Daar's 'n vrou wat 'n passie gehad het vir jong tienerdogters wat swanger raak. Met sy geneigtheid sal wees om te sê, maar dis jou skuld. Sy sê nee, kom ek reik uit na hulle toe. Kom ek leer vir hulle hoe om 'n ma te wees. Sy het ander mense by mekaar gekry en sê, kom ons maak vir hulle pakkies, wanneer hulle huis toe gaan, dat hulle 'n pakkie het om na die kind te kan kyk. Impacting my world. Move from concern to compassion. En ek weet, daar's baie ander van julle wat op ander maniere dit doen. Jy doen dit by jou werksplek, doen dit by jou huis, by die skool, waar ook al jy is. Ek dink soms is die moeilikheid met Suid-Afrika, daar is soveel pyn, dat ons afgestomp raak vir die pyn van ons wêreld. As jy in 'n 10 km radius net van hier af uitry, gaan jy gekonfronteer word met soveel pyn, dat ek dink ons gaan sukkel om dit te kan hanteer. Maar ons kan nie afgestomp raak daarvoor nie. As ons nie die liefde kan vat daartoe nie, wie gaan dit doen? Hoe gaan ons wêreld impakteer as ons nie bereid is om 'n verskil te gaan maak waar dit die meeste nodig is nie, waar die grootste pyn is nie? In die gedeelte wat ek nou gelees het in Matteus 9, toe ons gelees het dat he was moved with compassion, net die volgende 2 verse sê die volgende. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Hy sê daar's 'n oes wat ryp is daar buite, maar daar's nie mense wat beweeg is in liefde nie. Hy sê kom ons bid daarvoor. Kom ons vertrou die Here om liefde in ons harte en ander mense se harte los te maak, so that we can move into the pain of our world. Ons is op 'n missie. Ons is op 'n missie om die verlorenheid, die pyn en die gebrokenheid van ons stad aan te spreek. En ons doen dit deur geloof, liefde en hoop in ons wêreld in te vat. Elkeen van ons is op daai missie. Maar ons moet eienaarskap neem daarvan. Ons moet eienaarskap neem van die pyn. Ons moet nie net bewus wees daarvan nie. We need to own it. 'n Gesonde heelstad is 'n stad vol mense wat 'n gesonde selfliefde het, wat in vryheid kan uitbeweeg in hulle roeping en liefde kan vat in hulle wêreld. Dis hoe 'n gesonde stad sal lyk. #impacting my world. Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or the night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Dankie, Liesel. Toe Andrew Lloyd Webber hierdie lied geskryf het, dink ek nie hy het gedink aan Christus nie. Maar as jy die woorde hoor,
Love changes everything. Love moved God to send Christ to this world. Love moves us into our world because love changes everything. Ek wil sê dis is love. At His name we will tremble. Because it's His love that moves us. Ek wil vir ons 'n gedeelte lees uit die boodskap wat Bishop Curry op die Royal Wedding gebring het. Dis daai toe Harry en Meghan getrou het en toe staan hierdie ou op en hy bring 'n boodskap. Ek wil net sê dit het nogal die wêreld geskit. En ek wil lees wat hy gesê het. Hy het begin deur Dr. Martin Luther King aan te haal en hy het hierdie woorde gesê: We must discover the power of love, the redemptive power of love. And when we do that, we will make of this old world a new world. For love is the only way. Hy het toe aangegaan en 'n hele boodskap gepreek. En ek gaan van so 'n gedeelte daaruit lees. Hy sê, there's power in love. Ultimately, the source of love is God Himself, the source of all our lives. There's power in love to help and heal when nothing else can. There's power in love to lift up and liberate when nothing else will. There's power in love to show us the way to live. Unselfish, sacrificial, redemptive love changes lives, and it can change this world. Just stop and imagine. Think and imagine a world where love is the way. Imagine our homes and families where love is the way. Imagine neighborhoods and communities, governments and nations, business and commerce where love is the way. Imagine this tired old world where love is the way. When love is the way, then no child will go to bed hungry in this world ever again. When love is the way, we will let justice roll down like a mighty stream and righteousness like an ever-flowing brook. When love is the way, poverty will become history. When love is the way, the earth will be a sanctuary. When love is the way, we will lay down our swords and shields to study war no more. Love is the way. Liefde is die weg. En ek wil sê liefde met 'n hoofletter L. Because Christ is the way, the truth and the life. And we've got Him. Ons kan Hom vat in ons wêreld in. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe wonder ek, what if love was the currency that the world functioned on and not money? What if love is the currency on which every business deal, every plan, every law, elke hofuitspraak, wat as liefde die motivering was om daai besluit te neem en nie geld nie? As die handelseenheid liefde is, sê ek vir julle, daar sal vrede wees. Daar sal vrede in ons wêreld wees. Sien, die teenoorgestelde van pyn is nie die afwesigheid van pyn nie. Dis die teenwoordigheid van vrede. As ons pyn in ons samelewing wil aanspreek, moet ons met liefde, vrede in ons wêreld inbring. Die uitkoms is vrede. Dink net, as ek en jy 'n besluit neem, en ons is bereid om geld te verloor, want ons wil liefde wen, hoe sal ons besluite lyk? Kan ek hom dalk andersom sê? Is ek bereid om minder geld te kry, sodat ek liefde kan wen? Hoe sal elke
Hoe sal ons wêreld lyk as daai besluitneming? Hoe sal ons regering lyk? Hoe sal ons besighede lyk? Ek wil sê, hoe sal elke sfeer van die samelewing lyk? Hoe sal skool lyk? As liefde die eenheid is en waarin ons besluitneming leef. Vrede. Definisie van vrede, of vrede in Hebreëus is shalom. Hoor gou wat beteken dit? Safe, well, happy, friendly, welfare, health, prosperity, peace, fairness, favor, perfect, prosper, rest, holy. Ek wil net sê die Hebreëse taal was ryk om al daai betekenis in een woord te kan sit en sê shalom. Mag daar vrede in ons wêreld ingaan. Want liefde is die antwoord op jou pyn. Liefde is die antwoord op die pyn in ons samelewing en die gevolg daarvan gaan vrede wees. Ons het nodig om in liefde uit te reik na ons wêreld. Na die armes, na die haweloses, na die verslaafdes, na die weduwees, na die wese, die mense wat op die kante van ons samelewing leef, die verlatenes. We need to reach out and love to them. As ons die lig in hulle wêreld inbring, sal ons die pyn in hulle wêreld verlig. En is die lig van Christus, die lig in ons, wat pyn verlig. En elkeen van ons kan dit doen. Ons het laasweek gesê, en dit kom uit die boek ook uit, free people, free people. Ek wil vanoggend vir ons ook sê, love people, love people. If we can allow the love of Christ into our lives, we will be able to love people. Ons het nodig om in liefde te leef. Ek wil afsluit om Abraham Lincoln aan te haal. Hy het gesê, it's not the number of years in your life, but the life in your number of years that count. It's not the number of years in your life, but it's the life in your number of years that count. Ek wil hom amper so 'n bietjie verander en sê, it's the love in your number of years that count. Wanneer ons daai liefde kan begin ontdek, wanneer ons daai liefde kan begin uitleef, dat ons 'n verskil maak. Ek wil vanoggend ons bietjie challenge. Nou hierdie mag dalk vreemd vir jou wees, maar ek wil ons nooi om op te staan en aan hande te vat, reg oor hierdie gehoor. Van liefde is iets wat tussen mense is, tussen ons en God en tussen mekaar. Kan ek jou vra om net daar eens te staan? Dalk besoek jy vanoggend hierso, maar ek wil vra, as jy die vrymoedigheid het, vat net die persoon langs jou se hand. En ek gaan vir ons bid. Here, soos ons vanoggend hier staan, Here, en ons vat iemand se hand wat ons nog nie eens ken nie. Here, weet ons het eers uitgereik na ons in liefde. Here, hier was beweeg uit liefde vir hierdie wêreld, dat jy bereid was om die prys te betaal. Here, ek wil vra dat vanoggend, soos ons hande vas, dat u liefde deur ons sal vloei. Heilige Gees, die vrug van die Gees is liefde, en ek wil vra dat u nou net deur ons sal vloei na mekaar toe. En Here, ek wil vra dat mense wat hier staan, wat pyn nou het, Here, sal u kom in die liefde, hulle pyn kom verlig. Here, ek wil vra dat hulle sal kan beleef wat dit beteken om geliefd te wees. Here, dat hulle sal kan ervaar wat dit beteken om deel van 'n liggaam te wees. Lord, let your love flow through us. Let your love flow through our veins. Let your love flow through our hands, our mouths, our eyes. Lord, so that we can see the world the way you see the world. Here, kom en maak daai liefde wat net u kan doen in ons lewens los. Here, kom help elkeen van ons net weer opnuut ontdek wie ons werklik is.
En ons is liefde, Here. En ek dank U daarvoor. En ek doen dit, Here Jesus, omdat U dit eers gedoen het. Amen. Amen. En nog eens sit nie, ek wil jou nog verder challenge. As jy nou gedink het, dit was vreemd. Ek wil jou vra, draai na die persoon langs jou, nie jou man of jou vrou nie, iemand anders dan. Dan sê jy vir hulle, ek is lief vir jou. Ek wil vra dat ons net so staande sal bly. Dit was nie te moeilik gewees nie, nee. Dit is eintlik maklik om liefde te wys en te gee vir ander mense. Ek wil vra dat ons nou net 'n verklaring sal maak. Ons gaan 'n lied sing, Hosanna. En hy begin net deur te bevestig dat Jesus die prys betaal om ons net skoon te was van ons sonde. Ek wil amper sê, dalk het jy hier gefaal in liefde. Jesus, kom en was dit weg. Kom ons sing hierdie lied saam en dan maak ek ook die verklaring wat julle nie woorde gaan hoor en te sê, Here, gebruik my. Kom ons sing dit saam. I see the generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, break my heart. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Kom ons sing dit nog een keer, heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Kom ons gee net die Here die eer vir sy liefde in ons lewens. Julle is welkom om julle sitplekke te neem.
besef nou klap ons net weer hande. Toe ek groot geword het, was ek nie altyd in so happy clappy kerk nie. En ons het gepraat van daai ons as die happy clappies. Nou is ek een van hulle, lyk my. Klap vir alles, want die Here is goed. In daai gedeelte waar Jesus gepraat het van he was moved by compassion, en toe gaan dit aan, maar as jy daai selfde storie in Markus gaan lees, hallo, as jy dieselfde storie in Markus lees, is dit net die gedeelte wat vooraf gaan, voordat die duisende gevoed het. Julle ken die storie van die disippels wat na Jesus toe gekom het, en hy het gesê, hier is al die mense, en hulle is honger, en they had concern. En Jesus vra vir hulle, wat het julle om vir hulle te gee? En wat Jesus toe gedoen het, is ons weet, hulle die 5 brode en die 2 visse gebring, en die Here het gebid, het het geseën, en hulle het vir die duisende uitgedeel. Dit wat hulle gehaat het hulle gebring en vir die Here gegee, en die Here het dit vermenigvuldig. Hy het dit meer gemaak. En ek wil vanoggend ons net herinner aan ons generosity fonds. Op jou stoel was daar so 'n papiertjie. Dis van al die bedieninge waarvan ek nou gepraat het en nog meer, wat ons as 'n kampus by betrokke is. En ek wil vra jy moet soos deur dit lees, en soos jy van die goed raak lees, dalk staan daar iets in jou hart op, van een van hierdie bedieninge. En jy voel, joh, maar dis iets wat met my praat. Dan wil ek jou vra om betrokke te raak daarbey. Kom praat met ons na die tyd, en gaan daar staan, en kom vind jy uit, hoe kan jy betrokke raak in een van hierdie bedieninge? Maar ek wil jou ook vra, op die agterkant is daar 'n debietorder vorm. En as jy sê, wel, ek kan 'n bydrae lewer ook, want ons het dit ook nodig. Ek het hierdie week na die state van Jenneke Haven gekyk, dis ons kinderhuis, hulle is vir die jaar tot datum R99,000 tekort. Nou, dis nie 'n magtige klomp geld nie, of dalk sit jy en jy dink is 'n magtige klomp geld. Maar ek weet, as ons bring wat ons het, kan die Here dit meer maak. En hy het dit al gedoen. So ek wil jou regtig nooi, dalk is dit die tree bediening wat ons by wil betrokke raak. Ons wil nog 'n jeugwerker, ook in Mamelodi in die skole gaan plaas, en as dit iets is wat met jou praat, wil ek jou vra, vat die vorm, praat met die Here, en as dit iets is wat jy wil by betrokke raak, dan vul jy net vir ons uit debietorder vorm in, dan kan jy hom sommer net na afloop van die diens, daar agter gaan, by die toonbank ingee. Of jy kan sommer in die rooi posbus ook ingooi. Dankie.